Mense sien deesdae al hoe meer elektriese motors op die pad of jy hoor daarvan en daar is 'n splinternuwe een hier ook op eie bodem. Ek gesels nou met AJ Vink van Dongfeng Motors hier in Pretoria om ons te vertel van die nuwe Dongfeng Box. AJ, goeiemôre. Goeiemôre Pieter. Lyk vir my jy het 'n box vol surprises vir ons gebruik. Ja. Sê net gou vir my, jy weet, hoe prakties is elektriese motors in Suid-Afrika? Het die dinge nou al 'n bietjie gevorder van daai eerste enetjie wat bekend gestel is hier? Ja, ek dink die groot ding is Suid-Afrikaners, ons kyk mos soos perde. Ons kyk net een kant toe en ons like nie verandering nie. Is soos toe hulle internet ingebring het. Dis almal bang, niemand soek internet nie en vandag kan ons nie sonder dit nie. So ek voel hierdie is die nuutste tegnologie op die mark en ons infrastruktuur kom by. Ons is al meer as 500 charging stations reg oor die land. Hierdie is die nuutste tegnologie wat ons het. Dit is waartoe die wêreld gaan of jy nou wil saamgaan of nie. Dit is waantoe dit gaan. So ek voel ons Suid-Afrika is reg. En baie van die fabrikate wat karre inbring, almal sponsor charging stations en goed. So ons maak net alles beter en vinniger soos wat die karre verkoop. Sê net gou vir my en jy weet, wat kan mense verwag van die Dongfeng Box in terme van afstand wat hy ook kan ry en al daai tipe van dinge? Okay, so ons het twee modelle. Een is 330 kilos, die ander is 430 kilos. En as jy dan dink, meeste ouens doen net 60 of 80 kilos 'n dag. So op charging wat meeste mense se probleem is, dit gaan een keer in 5 of 6 dae gebeur. So as jy kragprobleme by jou huis het, jy gaan fyn wees. Daai dag wat jy nie charge nie, sal jy okay wees. Ja. En dan kraggewys, ek voel die grootste probleem of waar jy self moet beheer is om onder die spoedgrens te bly. Hy het soveel krag en so gemak, jy voel nie jou krag nie. So ek het nog nie uit krag uitgehardloop nie. Dis maar dieselfde ding ook nie. As jou voet 'n bietjie swaar is met 'n diesel of 'n petrol voertuig, dan gaan hy ook 'n bietjie vinniger sak daai nag. Selfde met die motors. So hoe vergelyk jy langtermynkoste soos dienste en onderhoude met die van brandstofvoertuie? So daar is nie eintlik maintenance op hom nie. So eerstens, ons gee 5 jaar 100,000 kilo diensplan op hom. Ons gee op die kar self vir 5 jaar 150,000 kilo warranty en op die battery, engine en controller gee ons 'n 200,000 kilo 8 jaar waarborg. So kom ons sê ons haal dit uit die ding uit, jy het niks op daai kar nie, jy het nie waarborg, niks nie. Die eerste diens is op 1 jaar 20,000 kilos, dis 'n inspeksie. Ons kyk werk die radio, is die charging port skoon, kan ry met hom, voel of alles reg is. Tweede diens is dan na 2 jaar of 40,000 kilos, is selfde inspeksie plus ek doen die aircon filter vir jou, ek sit vir jou 'n nuwe filter in. Jou derde een is jou groot diens. Dis na 3 jaar of 60,000 kilos en dan doen ek vir jou brake fluid en antifreeze, dan gaan jy weer, dis dieselfde cycle. Daar is nie maintenance nie, daar's nie turbos nie, daar's nie injectors nie, daar's nie eers 'n gearbox nie. Daar's nie eintlik goed wat kan fout gaan nie. Hoorie, ek moet dit sê, ek dink mense is nou so nuuskierig om te sien hoe lyk hierdie ouetjie en jy het vir ons ook een van hierdie fancy Dongfeng boxes saamgebring en ek's mal oor die kleur en ek het vir jou gesê ek dink 'n ou soos Jak de Priester. Jak, as jy ingeskakel is, jy sal nifty lyk hierdie ouetjie. Maar wie sal tipies hierdie kar bestuur? Weet jy wat, ek dink is 'n groot, dis nie net vir een spesifieke ou nie. 'n Familie, want hy het meer as genoeg spasie en jy gaan koste spaar. Dan iemand 'n besigheid wat op 'n goedkoop manier per kilo wil transport spaar. Ek voel iemand wat afgetree het, hulle het 'n lompsom, hulle wil 'n kar koop. Nou koop hulle 'n karretjie, low maintenance, hy kos hulle amper niks 'n maand nie. Hy kos hulle niks om rond te ry nie. E-hauling, iets soos Uber, Bolt, want ook weer per kilo koste. So ek voel dis net ook amper vir enigiemand. As jy kan regkom in die size en die range, jy doen, ek voel 300 en minder kilos 'n dag is die kar vir jou. Dit gaan perfek vir jou. Maar ek moet ook net sê, as 'n ou nou ook so vinnig kyk, jy weet die karretjie het lekker spasie en as hy ook agterin klim, dit voel net jou kop spasie, alles is net anderste. Yes, dit is. So gewoonlik as ek agter in 'n kar sit of meeste karre raak my kop die dak. Ek het omtrent soveel spasie bo my kop. En selfs met die floorboards en goed. Ons het nie exhaustpype en goed wat deur hardloop nie. Alles is gelyk. So ons wen net daai spasie. So vir my is dit altyd om vir 'n ou te verduidelik wat nie by ons is self nie. Die kar is groter binne as wat hy buite is. Hoorie, as jy nou ook so kyk na die kar, ek meen hy lyk baie mooi, maar mense het nog steeds, dis vir hulle altyd moeilik om daai verandering te maak. So net om vir mense te sê, as jy nog so 'n bietjie onseker is oor elektriese voertuie in Suid-Afrika, maak die switch en hoekom? So eerstens, kom net na ons toe. Kom test drive hom. Ons hoef niks te sê nie. Is nou commitment, jy klim, jy ry en jy voel net die karretjie. En van daar af, dit gaan oor spaar en dis wat ons almal wil doen. So nou het jy ewig skielik 'n kar so op ranges, laat ek net so vinnig. So ons kort so 40 kW om 400 kilos te doen. By Tshwane kyk jy na R188.
So jy gaan soveel geld spaar met dit alleenlik. Plus nou het jy nie maintenance nie, jy het 'n praktiese kar. Die manier wat die kar ry, jy kan dit nie beskryf nie. Hy's glad op die pad, hy rol nie ratte nie, jy voel nie vibrasies nie. So ek weet nie hoekom sê jy nie skuif nie, is eerder my ding. Hoor jy net jy nou al die lang pad aangedurf? Hoe was dit vir jou? Of hoe is dit vir jou as jy nou met hierdie ouetjie ry? Raak jy nie bekommerd as jy nou sien, wag, my range raak nou, die afstand wat ek kan aflê raak nou bietjie min. So die ding is, jy moet beplanning doen. Dis nie soos 'n petrolstasie wat alke om hoek en draai is nie. So jy doen net jou bietjie beplanning. En so met jy gaan kyk na so 300, miskien 350 kilos wat jy kan doen voor jy moet charge. So jy beplan net om jou charge en daai rukkie te hou. As jy regte charger optel, wat meeste van die karre is meer as 60 kW chargers, is dit so 45 minute. Dis letterlik inloop by Wimpy, kar op charge sit, koffie drink, toilet toe gaan en dan jy weer op die pad. Hoorie, so jy het nou al die som gemaak en is dit regtig relatief goedkoper om hom nou elke dan en wan te herlaai teenoor om hom nou vol te maak met 'n petrol of diesel? Baie goedkoper. So ek het nou vinnig in dit ingekant vir 40 kW, R188 by 'n huis charge. Ja. Johnny is R470. Maar onthou, dis nie waar almal gaan charge nie. Kom ons sê 'n charging station. Dit fast chargers kyk jy na so R8.30 'n unit teen R20 van petrol. Okay. Dis nog nie eers die beste scenario nie. Ek gee vir jou 3-punt plug. So meeste van die ouens gaan net by die werk charge. Of as jy gaan braai by 'n vriend, gaan jy by hom charge. Hoekom werk die printer nie? Nee, ek charge dit gou my kar. Presies dit. En dan ouens wat solar ook het, met die regte stelsel gaan jou kar vir nie charge. Jy gaan letterlik niks op brandstof spandeer. Ons hoef nou nie 'n Elon Musk nommertjie te trek met 'n wat noem jy daai charging ding wat hulle solar panel bo op die dak goed om te gaan. Hoorie, so dis vir my baie interessant. Ek is seker daar's heelwat mense wat ook meer sal wil uitvind. Waar kan ons julle in die hande kry? Waar kan hulle gaan inloer? Ons is in Pretoria. So as jy Dongfeng Pretoria soek, gaan jy ons kry. Dongfeng. Uitjie, dit was nou baie lekker en baie dankie vir die inloer. En ek moet sê dit is nou 'n pragtige nommertjie daai man. Wanneer vat jy my vir 'n ronde? Sommer nou, kyk of jy 'n verlofvorm kan invul, dan vat ek dit nou uit. Net kyk waar akselerasie, jy weet, want ek weet Elsa is nogal een wat nie bang is vir spoed nie, so sy sal hom ook nogal aanvat, maar wie sal wen? Ek en jy gaan wen. In die Dongfeng box. Bly net waar jy is, want dit is tyd vir sport saam met Arnold net hierna en ek weet sommer hy het 'n baie interessante, lekker gesprek. En as jy ou van veerpyltjies, ken jy darts? Is hierdie enetjie die een waarvoor jy moet ingeskakel bly. En dit en nog soveel meer hier op Goeiemôre, Good Morning. Hallo daar.